Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die aardvark of aardvark soos dit ook bekend staan in Afrikaans, die meer direkte vertaling sou eintlik gewees het die grondvark. Maar hulle is diere wat hoofsaaklik insekvreters is wat daarin spesialiseer in die mure en termiete dan ook te vang dan ook. Wat hulle spyskaart betref en hulle eetgewoontes is die volgende: hulle gebruik hulle sterk voorpote om muurshope en termietneste oop te breek. Hulle vang die insekte met 'n klewerige tong wat tot 30 cm lank kan wees. Dis 'n dier wat nie sommer gesien word nie, so as jy dit sou sien, sal jy nogal baie gelukkig wees. Meeste mense gaan hulle leeftyd verby sonder om een in die natuur ooit te sien. So as jy een van hulle is wat een gesien het, kan jy jouself as baie gelukkig beskou dan ook. So liewe vriende, is daar ook iets wat wonderlik is eintlik vir ons, en dit is oor dit wat die Here Jesus ook vir ons kom doen het. Jy weet, as ons dink oor die lyding wat ons in hierdie lewe mag ervaar, en daar is lyding in hierdie lewe op verskillende vlakke, is dit om mense mag ly as gevolg van sonde, hulle eie sonde, mense mag ly as gevolg van iemand anders se sonde, ons mag ly as gevolg van die verloop en dinge wat in die lewe gebeur, of dit nou dood of hartseer is, verhoudinge wat opbreek, swaar kry by die werk, terugslae wat daar in hierdie lewe is, maar daar mag een of ander vorm van lyding wees. Daar mag natuurlik ook die vorm van lyding wees, omdat jy die Here dien, dat die wêreld u vervolg en u te nakom. Dit gebeur sekerlik ook. Maar liewe vriende, moet ons opgee in hierdie lewe wanneer daar 'n lyding in ons lewe is? Nee, dit is die wonderlike antwoord, ons hoef nie op te gee nie. Ons het hoop, ons hoop is in die Here Jesus. Hy weet wat dit is om te ly, liewe vriende, en daarom het die Here ook sy lewe vir ons kom gee. Ons lees daar in Lukas 22 vers 15 staan daar, en hy sê vir hulle: ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Voordat die Here sy lewe aan die kruis sou gegee het en hy geweet dit sou kom. Voor hierdie lyding het hy gesê: ek het hierdie begeerte om saam met julle te wees. Nou liewe vriende, die Here Jesus het geweet dat hy gaan ly, hy het geweet die swaar wat kom, en tog het hy nog steeds gehoorsaam gebly, tog het hy nog steeds sy lewe afgegee, sodat ons gered kan word. Die Here het nie daarvan weggeskram nie, hy het dit nie vermy nie, hy het dit sekerlik hanteer soos wat dit behoort hanteer te word. In Getsemane het die Here daaroor gaan bid, in die algehele oorgawe, toewyding daar, sekerlik ook so gemaak. Toe die Here toe nou aan die kruis kom, liewe vriende, sien ons absoluut hoe die wonderlike oorwinning daar behaal dan ook is. So vir u ook, u bring u lyding na die Here toe, en die Here kom gee sekerlik vir die oorwinning. Dit help nie om weg te skram, iemand anders die skuld te gee of dit te vermy nie, dit gaan nie die saak verander nie. Verder sien ons ook daar in Hebreërs 2 vers 9 staan daar, maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Ja, eerstens was dit 'n kort tydjie, as jy dink die tyd wat die Here op hierdie aarde gelei het teenoor die ewigheid, en so is dit dieselfde vir die kind van die Here ook. Dis 'n kort tydjie nou hier, en 'n wonderlike ewigheid wat wag. Die rede waarom die Here moes ly hier op aarde is sekerlik ook so, dat hy vir ons die dood sou smaak, dat hy in ons plek kon sterwe, dat daar vir ons verlossing kon wees. Maar ook verder, omdat die Here dit gedoen het, is hy met heerlikheid en eer gekroon. En net so vir u ook sal daar sekerlik 'n beloning wag vir die lyde wat jy hier deurgaan en gehoorsaam aan die Here bly. In vers 10 staan daar, want dit het hom betaam terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Ja, ons saligheid word vervolmaak, omdat die Here Jesus gelei het, en daarom kan u in daardie absolute regte verhouding met die Here vandag ook wees, omdat die Here aan die kruis sy lewe kom gee het. So liewe vriende, die Here die lyde deurgegaan, sodat u in hom sekerlik verheerlik kan word. En nou is dit ook so,
dat u nou hierdie lyde wat u dalk mag deurgaan, sal deurgaan tot eer van die Here, sodat u meer aan die beeld van die Here gelykvormig sal word. Moenie dit vermy nie, moenie sondig in die tyd van lyding nie, maar volg eerder die Here se voorbeeld aan gehoorsaamheid, en daar sal 'n wonderlike loon ook so wees. Mag die Here u dan help, en mag u op hom vertrou. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons bid vir elkeen wat in lyde is, want wie dit swaar mag gaan, dat u vir hulle sal help, om ook in hierdie oorwinning te kan leef, want u alleen kan dit kom gee. Amen.